Goeiedag, ek is Natalia Strydom van Alberton Suidgemeente en ek bekleed die posisie op die STK van lidmaatbemagtiging en leierskaptoerusting. Dit is 'n portefeulje wat my baie na in die hart lê en ons het 'n bietjie van 'n opname gedoen onder 'n paar gemeentelede, kerkraadslede en predikante van wat is dit wat hulle voel, hulle wil hê in so 'n portefeulje. Ons het die antwoord gekry dat kerkrade wil graag bemagtig word. En daarom het ons gedink om hierdie kort videoetjies te maak wat jy as 'n kerkraad kan gebruik as 'n opening of jy as kerkraadslid kan dit gebruik in 'n tydjie wat jy dalk het om deur dit te werk. Nou die benadering is dat ons kyk na temas of onderwerpe wat jy dalk nie noodwendig sou aan gedink het. Wat kan jou help om jou roeping uit te leef as iemand wat verkies is om die Here se gemeente te bestuur? Dit is maar 'n taak wat ek sien binne die gemeente as versorging van die lidmate, ook om daai leierskap eienskappe ook maar uit te leef. Mense is nie altyd heeltemal bewus van wat hulle alles doen nie. Hulle doen so baie vir die kerk. Die kerkraadslede wat ons in die NG Kerk het, so 'n ontsaglike belangrike rol speel. Dis nie 'n posisie van gesag nie, maar ek dink dis 'n posisie van verantwoordelikheid. Want ons verteenwoordig die gemeente. Ek dink mense wil altyd betrokke raak en hulle wil die meeste doen, hulle wil die meeste gee vir die kerk. Maar ongelukkig kan ons nie almal nie. Ons is bewus daarvan dat jy sit aan die een kant met 'n roepingsbewustheid en aan die ander kant hierdie diep verantwoordelikheid, maar die werklikheid is jou tyd is min. Jy het nie tyd om konferensies by te woon nie, jy het nie tyd om noodwendig boeke te lees nie en daarom hoop ons dat hierdie kort videoetjies elke 2 maande dat jy wel toegerus kan word. So wanneer ek dink oor kerkrade en hulle toerusting, is ek so dankbaar dat ons ryk bronne het wat ons kan help. En ek dink die eerste ding is natuurlik die Bybel. So wanneer ons dink oor hierdie toerusting, dan onthou ons veral Paulus se briewe aan Timoteus en Titus waar daar soveel praktiese voorbeelde gegee word vir kerkrade. Ons dink aan die brief van 1 Petrus 5. Dan is daar ook in ons tradisie is daar wonderlike hulpmiddels. Ek dink aan ons belydenisskrifte wat ons kan help, wat so bemoedigend is en ons ook laat sien dat die leier van die kerk Christus is en dat daar niemand heers oor enigiemand anders nie en dat ons saam as die ampte toegerus word vir die werk wat ons het. En dan ietsie wat my ook opgewonde maak is dat kerkrade by mekaar kan leer en hoe dit lyk wanneer ons as ringe en as kerkraadslede uit verskillende generasies, maar dan ook gemeentes met mekaar kan werk. So daai toerusting maak my opgewonde en ek dink dis ietsie wat ons in die volgende ruk vir mekaar kan gee en mee kan help. So ons gaan so 'n paar kerkraadslede vra wat is dit wat hulle wil oor opgelei word. Tweedens, wat is gemeenterade se verwagting van 'n kerkraadslid? En laastens, wat verwag 'n predikant van 'n bestuurspan om hulle? Wat verwag hulle? Hoe kan julle ons help? So my gebed is dat hierdie paar video's jou sal help en toerus om jou verantwoordelikheid en jou roeping met groter bedieningsvreugde na te kom. Vir my is dit in die besondere ampt wat praat oor versorging, daai leierskap, daai leiding gee, daai ondersteunende rol. Ek dink 'n kerkraadslid ten diepste moet 'n sterk ondersteunende rol speel en betrokke wees. As jy nie ondersteun nie en jy's nie betrokke nie, dan word 'n ou ledig. En dan dink ek 'n ou sit maar en wonder hoekom is ek hier? Vir my as 'n jong lidmaat voor ek in die gemeenteraad gekom het, was ek nie heeltemal seker wat die gemeenteraad alles doen nie. Ek dink dit was vir my nogal 'n eye-opener vir wat alles in die gemeenteraad se bakkie van verantwoordelikhede val. Wat ek dink partykeer sit mens baie gemaklik aan die ander kant van die kansel en jy dink alles gebeur net in 'n gemeente. Ek dink as die Here ou geroep het vir dit en jy het daai gawe en jy hoor die Here se roepstem. Vir my ten diepste is om dit vir die Here te kan doen. En tweedens is dit om deel te wees van die uitbreiding van die koninkryk van die Here. Want as ons nie as leierskap derentyd gaan nadink oor ons roeping en nadink oor hoekom ons daar is nie, dan dink ek 'n ou mis die punt en 'n ou mis, jy weet as jy teruggaan na, jy weet as Paulus ook vir Timoteus skryf, maar
Maar hierdie is wat 'n in 'n ouderling soek, daai ondersteunende rol, daai omgee vir die gemeente, die intrek van die gemeente, voorvat, voorloop, en net versorg, lief hê, omgee en iets van die Here se hart wys binne die gemeente, dink ek is belangrik. Ek dink is anders vir elke gemeente en ek dink is anders vir elke gemeenteraad. En ek dink tog 'n gemeenteraad moet opgemaak word deur mense wat vir daai seisoen van die kerk klem op jeug wil hê. Het jy mense nodig wat tegnologies vooruit is en dalk die 'n groter klem op die praise and worship kan hê vir 'n jonger generasie van mense. Daar is nou 'n geleentheid om dalk betrokke te wees waar mens opgelei kan word om net te luister na mense met probleme. Nie noodwendig raad te gee nie, maar net te luister en dan daai mense te kan verwys na mense met meer kennis. Om deel van 'n kerkraad te wees, om deel van die leierskorps van die gemeente te wees, gaan vir my hoofsaaklik oor deel en deelname. Dit wat ek geleer het en dit wat ek ervaar het oor tye, ook met ander te kan deel. Die kerk is 'n struktuur en ek dink nie ons gee genoeg aandag daaraan om te sê, maar hoe bestuur jy hierdie struktuur nie? So, die uitdagings is maar dat ek dink nie die ouens verstaan dit altyd lekker nie. Ek dink dit sit druk op die predikant, as daar meer as een predikant is in 'n gemeente, maar waar daar net een predikant is, sit dit druk op die predikant, want hy of sy voel baie keer geïsoleer en alleen. So dis die uitdagings wat ek sien en ek dink 'n ou moet net 'n bietjie gaan stil sit en sê, het almal 'n portefeulje binne 'n kerkraad? Weet almal wat is my roeping en wat is my doel? Ek dink twee van die mooi uitnodigings vir kerkraadslede is in twee baie antieke woorde vasgevang. Die een is 'n kerkraadslid is 'n disipel, wat natuurlik beteken jy's 'n lewenslange leerder van Jesus. En ek dink as kerkraadslede partymal het ons hierdie druk op ons wat dink dat ek moet alles reg kan doen. En dit kan verlammend wees en dit kan ook maak dat kerkraadslede skuldig voel en op die ou ende nie die vreugde beleef van wat dit beteken om 'n kerkraadslid te wees nie. Natuurlik om 'n kerkraadslid te wees is 'n roeping en as 'n disipel leer ek hoe om in Jesus se voetspore te volg en as mens net die Nuwe Testament lees dan sien jy hoe baie keer dit vir die disipels slaan en mis situasie was en dat daar groot genade is. Die tweede woord dink ek wat ek wil uitlig is die woordjie onderskeiding. En dit is dat wat 'n kerkraadslid doen is om te leer luister na God, natuurlik deur die woord. Ons luister na ons gemeentelede, maar ons raak ook die groep mense wat saam luister na wat God in ons gemeenskappe wil doen. En binne die wysheid van die gereformeerde kerk is daar natuurlik die verskil tussen die rol van ouderlinge en diakens ook, waar diakens ons help met ons barmhartigheidswerk en om deel te wees van missionale bediening. En ek dink dis belangrik vir kerkraadslede, vir ouderlinge en diakens om te weet, ons is saam op hierdie reis. En dit is 'n reis waarin ons aanhou leer, daar's niemand wat ophou leer hierin nie. En ons kan ook vir mekaar genade gee. Iets wat belangrik is ook, dink ek vir kerkraadslede en vir gemeentes. En ons sê in die NG Kerk ook dat dit belangrik is dat daar 'n wisseling is ook van kerkraadslede en dat daar toerusting is vir nuwe geslagte. En dis ook ietsie wat my opgewonde maak is om te sien hoe die Here ook 'n nuwe geslag leiers oprig binne in ons kerke. En ek dink dis die grootste uitdaging om realisties te wees. As jy net 10% kan gee van dit wat jy kan doen, gee net 10% of net 5%, gee net 5%. Want dit is genoeg en ons moet dan nou ook die Here vertrou daaruit om hy vat daai 5%, hy vat daai 10% en hy maak iets meer daaruit. Ons probeer baie keer die Heilige Gees se werk vir hom te doen. Dit is nie ons werk as kerklede nie. Ons moet eerlik wees met onsself en sê, maar Here, hier gee ek vir my gemeente hierdie wat ek kan gee. En daaruit moet u doen met wat u kan. So lidmaat is 'n verwagting van ons is natuurlik belangrik, want ons is geroep tot diens van die gemeente. Maar daarmee saam het ons nou nodig om onsself te belyn in lyn met wat die verwagtinge is en wat ons kan bied. Ons kan nie iets aanbied wat ons weet nie binne ons bereik is nie. 'n Tweede tema wat ek dink jy nou al gehoor het, is wat is kerkraadslede se verwagtinge van hierdie amp en waar hulle voel hulle uitdagings beleef.
Vanuit my geleedere, uit my gemeente en uit my ring, weet ek dat baie kerkraadslede sukkel met skuldgevoelens. Ek kom nie by alles uit waarby ek wil uitkom nie. Ek het al hierdie drome, al hierdie passie en die Here doen soveel vir my, maar kry nie noodwendig die tyd om dit terug te doen nie. Nou daarmee wil ek ook hê ons moet 'n bietjie sagter op onsself wees en vir mekaar sê, saam is ons beter. Elkeen van ons het 'n rol, elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid. En as elkeen van ons stukkie van die legkaart inkleer, gaan die verantwoordelikheid al klaar minder wees. Ons kan nie die hele bediening, die hele koninkryk op een persoon laai nie. 'n Ander tema wat ek gehoor het na vore kom is die van kommunikasie. Gemeenteraadslede, kerkraadslede, predikante het almal die behoefte na verbeterde kommunikasie. In die tye waarin ons leef, weet ons dat dit is 'n groter stryd as ooit vantevore. So ons gaan so 'n bietjie kyk na hoe ons beter kan kommunikeer. Nog 'n tema wat na vore kom is die van tydsbestuur. Ek werk voltyds, ek het 'n gesin, ek het 'n beroep. En wanneer ek dan my tyd vrywillig kom bied vir die kerk, moet ek partykeer ook nee sê, sodat ek ja kan sê vir die Here. Ek glo ons as predikante en kerkrade het die verantwoordelikheid dat ons nie ons kerkraadslede ook uitbrand nie. So ons moet definitief 'n bietjie tyd aan tydsbestuur ook gee.